Goeiemôre, dit is dan vanmôre 1 Oktober 2025, lesing 46 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Nou ja, as 'n mens Oktober bereik in Pretoria, dit is mos die maand van die Jacarandas, dan weet jy die jaar is verby. In my tyd, jy geweet, die is nog groot eksamens voor. Nou ja, ons skryf elke dag 'n eksamen nou, en ons sal dit elke dag van die jaar bly skryf, want jou eksamen is 'n prakties. Hoe interpreteer jy hierdie woorde in jou lewe? En die opdrag om in die liefde te wees, doen jy dit of versaak jy dit? Het is baie, baie belangrik dat ons elke dag gereed is vir Yeshua. So kom ons lees, ons is nou verder met die Grieke, wat nou heidene is, dis die Griekse, die ou man Koram en sy dogter Helena. En die opskrif hier is die vrees van die Grieke vir die meester, hoofstuk 88. Nou rig almal hulle oë op die natuurlike son. O ja, onthou, hy het nou daar 'n skynson in die lug gesit, net soos in die tyd van Joshua. Het hy die son beveel, skyn nou, nog 2 of 3 ure langer. En wat hy op die horison gesit het, was 'n spieelbeeld van die son wat al reeds agter die bult begin ondergaan het vir hulle wat nou hierdie kant staan. Maar vir daar wat die spieelbeeld is die son nog nie onder nie. Hy kan nog skyn tot by daai ligspieeling in die lig waar die lig nou doodstil is, en nou skyn dit terug na hulle toe. En dit is nou vir hulle 'n verskriklike ding vir hierdie heidene. Nou rig almal hulle oë op die natuurlike son, wat reeds sy halwe skuif agter die berge laat sak het. Op die oomblik toe die son ondergaan, verhef die skynson homself en straal met 'n ewe helder lig oor hierdie omgewing, en ook nog oor die volgende aangrensende landerye en streke. Natuurlik reik so 'n lig nie tot aan die sterre nie. Daarom kan enige van die aanwesige gaste, veral in 'n oostelike rigting, waar die uitspansel ietwat donker bly, omdat die lig van die skynson slegs swak tot aan die verre oostelike streke kan deurdring, 'n aantal sterre van die eerste grootte sien, en hulle verwonder hulle baie daaroor. Nou kom ook Koran met sy dogter Helena in diepe eerbied na my toe, en sê uit pure eerbied met 'n ietwat stotterende stem: As alles hier om my heen geen bedrog is nie, en ek self ook geen drogbeeld is nie, dan is U die God van die gode, van die geeste en van alle mense, alle diere, alle lande, alle see, alle mere, alle riviere, spruite en fonteine, en alles wat daarin is en leef, ook die winde, die blitse en die verskriklike rollende donder, skyn U onderdanig te wees. Ook son, maan en sterre luister na U wil. Maar as U, hoewel uiterlik 'n mens soos ek, tot dit alles slegs deur U woord en U almagtige wil in staat is, dan vra ek tog aan alle wyses ter wêreld, wat U nog mekeer, om die eerste en volmaakte God van die gode te wees. Ek, Koram, klein vors uit die streek van die groot Pontus, erken U as sodanig, en selfs as Zeus en Apollo nou hierheen sou kom, en 'n belaglike nee sou laat hoor, sou ek hulle persoonlik van erge domheid beskuldig. Geliefde dogter Helena, kom nou naderby en aanskou die God van die gode, aanskou wat 'n sterflike oog vroeër nog nooit gesien het nie. Kyk, by ons Grieke en ook by ander volke is 'n gewyde tempel gebou vir 'n hoogste onbekende God. Paulus praat ook van hierdie onbekende God in die Griekse gebied. Hierdie tempel word egter nooit geopen nie. Mense noem hierdie onbekende God by tye ook die ondeurgrondelike noodlot, waarvoor selfs die groot Zeus volgens ons leer beef, soos 'n populierblaar in die storm. En kyk, hierdie skrikwekkende God staan nou voor ons, en gebied so ewe vir Apollo, om met die son waar stil te hou,
Onthou, dis nou 'n heiden, dis hoe hulle dit ken. Op die wens van hierdie eerbiedwaardige gryse Romein, wat waarskynlik ook so 'n klein vors van die een of ander gelukkige provinsie is. Nou die res van hierdie hoofstuk handel oor hierdie mense se verskriklike eerbied vir Yeshua, of eintlik vrees, en dan ook Helena, wat 'n gevoel van liefde in haar begin herken, en vir hom, vir Yeshua begin lief kry. En nou die res van al die verse het te doen met al die gode, wat hulle doen en hoe hulle dan nou aan hierdie goed vashang. Dit is gode met die name van Apollo en Hercules en Daphne en al die goed wat ons nou ken uit die Griekse mythes uit. In daai tyd het die mense dit baie ernstig opgeneem en hulle aanbid. Vandag kan jy al daai gode in Athene gaan beskou. Jy soek toe toer, kan jy gaan kyk hoe lyk hulle, as beelde vir alles. In Rome is beelde vir hulle almal ook. Maar die mense is nie vandag meer so vas aan daai goed nie. Maar daar is nog mense wat die goed aanbid. Nou toe het ek nou nie gedink dat ons 'n hele relaas van al die afgode hoef deur te sit vanmôre nie. Jy kan dit self gaan lees vanaf vers 8 as jy belangstel, maar vir ons is die volgende gedeelte in die volgende hoofstuk 89 egter bietjie leersaam. Hoofstuk 89, 'n egte heiden. Na hierdie volgens heidense norme verstandige tweegesprek swyg beide Koram en Helena, dis nou tussen hulle twee, en wag tot Helena genoeg moed bymekaar geskraap het, om Mathael volgens plan te vra om 'n voorspraak te wees by my Yeshua. Maar hoe langer hulle wag, hoe meer besware steek in hulle harte kop uit, en hulle moed word daardeur eerder verswak as versterk. Beide is wel onder die indruk van die heerlike aand, maar nie sonder enige vrees nie, want die ietwat fantastiese lig van die skynson, die vreemde nogal woeste plek, die buitengewone gebeurtenisse en my teenwoordigheid, maak dat beide se harte nie die rus oor hulle voel kom, waarby hulle heeltemal op hulle gemak die avondrus kan geniet nie. Toe Mathael dit opmerk, gaan staan hy by Koram en sê, vriend, jy is nie opgewek nie, en jou mooie dogter sien ietwat lydend uit. Vertel my eers of jy iets markeer. Onthou, Mathael is deur Yeshua gestuur om hierdie twee mense nou by te staan, en dit is nie 'n kort opgawe nie, dit was vir ewig moes hy by hulle wees, wel tot hy doodgaan. Koram sê daarop baie saggies vir Helena, hy het ons al deurgekyk, nou moet ons wys, goed, waar en paslik reageer, anders gaan ons sonder meer op 'n verskriklike manier na die plek wat Cerberus bewaak, en waar die onverbiddelike Pluto heers. Praat min en stadig, oordink elke woord goed, anders is dit gedaan met ons. So wat hulle het is 'n verskriklike vrees vir hierdie non-bestaande gode, dat hulle met hulle iets sal aanvang. Nou tik Mathael die baie vreesagtig geworde Koram op die skouer en sê, vriend, waarom sê jy niks nie? Voorheen was jy tog nie te bang om met my te praat nie. Wat het daar nou skielik in jou gevaar? Koram beef en sê na etlike oomblikke, dit raak beter. Eerlik gesê, is daar niks met my aan die gang nie. Maar ek en hierdie dogter van my besef nou eers, dat ons as sterflike nikswerds by u onsterflike gode gekom het, en kennelik op die egte Olympus, die vernaamste woonplek van die ewige onsterflike gode. Nou dit is een van hulle tweede beredeneringe, dat hulle nou dood is, en hulle weet nie daarvan nie, en hulle het nou by die gode gekom. Die omstandighede is hier te onmenslik wonderbaarlik. Die te groot gewydheid van hierdie plek, of heiligheid van hierdie plek, vervul ons met angs en skrik. Te meer nog, omdat die hart van my dogter, selfs van liefde vervul raak vir die groot God van die gode.
soos wat sy sê en betree. Volgens ons Griekse godewette is so 'n liefde een van die swaarste misdade teen die onbeperkte heiligheid van die gode, veral teen die onbekende allerhoogste God van alle gode. My arme dogter kan haar nou egter nie meer teen hierdie verskriklike liefde verweer nie. Sy wil nie en haar hart sê onverbiddelik, jy moet. Die arme opregtige kind vertrou my dit toe en daarom het ek besluit om die groot God via u te smeek, om barmhartiglik die hart van my arme dogter van die liefde te bevry. Want haar wil is nie die oorsaak van hierdie liefde nie, maar dit kom beslis net deur die vreemde, aan ons totaal onbekende omstandighede. Sal u, omdat u beslis ook 'n eerste halfgod is, die barmhartigheid aan ons bewys, sal u die groote God om genesing van die siek geworde hart van my dogter vra, en my tevens sê wat ek vir die barmhartigheid moet offer, typiese heidense denke. Dit maak dat ons Mathael vir die eerste keer sedert sy genesing welwillend en medelydend glimlag, en vervolgens sê hy aan Koran, jy is 'n egte heiden, en daarby ook nog een van die suiwerste water. In die halwe wêreld soek jy waarheid en die regte lig, en toe jy dit vind, erken jy dit nie as gevolg van pure heidense domheid. Ek sê vir jou dat ek baie medelee met jou het, en jou kortsigtigheid uit die diepte van my hart betreur, maar ek hoop dat daar hier gou 'n einde aan jou ou dwaasheid sal kom. Kyk wat jou dogter as liefde vir ons groot heilige meester in haar hart voel, is nou juis die enige egte lewensteken van die eie goddelike geestelike vonkie in haar siel. As hierdie vonkie in haar bors 'n vlam word, sal sy eers volledig die absolute nietigheid van julle ou veelgodedom insien, maar ook die enig ware ewige goddelikheid van die een, wat nou hierdie vonkie in haar, oorigstens baie reine hart, aanblaas en tot lewe gebring het. En dit is vir ons 'n les, dat al hierdie studie, en ons het nou baie voorbeelde waar die fariseërs op en af beredeneer oor Yeshua se wese. Maar nou kom hy en hy sê, dit is daai vonkie wat in jou ontplof, wat 'n liefdeslig deur jou hele wese stuur. Onthou julle nog jou eerste liefde vir jou eerste keus, of dit nou vroulik is of dit manlik is. Jy onthou daai, want as kind was iets wat vir jou vreemd is, jou bors wil bars. En jy kan nie aan iets anders te dink as aan daai meisie nie. En dit is die liefde wat ons vir Yeshua moet hê, natuurlik op die geestelike vlak, maar dat ons niks sonder hom mee wil doen nie, dat ons nêrens in 'n plek wil wees waar hy nie welkom is nie. En hy is nie welkom in plekke wat ons almal weet waar ons nie moet kom nie. Daai liefde is wat hy wil hê ons moet aansteek, want dan's al die ou gestudeerdery is dan verniet, want dan word alles vir jou geopenbaar binne oomblikke in jou hart. Jy kry insig en wysheid wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie. Die Bybel sê, die wind waai waar hy wil, want eintlik is die gees waai waar hy wil, en niemand weet waar dit vandaan kom nie. En dan sal jy in 'n situasie skielik 'n ontsettende insig kry, en die mense sal verstom wees oor waar jy dit vandaan kry, want jy het dit nooit gestudeer nie, maar die Gees het dit aan jou in jou geplaas. Dit is eintlik hoe die ding werk, maar eers moet die liefde ontvlam. Ek sê vir jou, die liefde is immers die enigste band, hoor daar, die enigste band, waarmee God sy skepsele na sy almagtige Vader hart toe trek, en hulle uiteindelik tot sy kinders maak. En jy, ou blinde heiden, smeek nou om die bevryding van hierdie hoogste goddelike barmhartigheid,
wat Elohim self in sy groot erbarming hier in julle harte giet, om die innerlike lewe op te wek. Laat jou ou domheid vaar, en word 'n mens vir wie dit moontlik kan word, om die ewige lewe in homself, deur die krag wat hom deur Elohim daartoe verleen is, te verwerf, homself en Elohim waaragtig te herken, en daardeur in te gaan in die ware ewige geluksaligheid in. Dit is so 'n kerngedagte en 'n kernbasis van Yeshua se kerk wat hy op aarde kom stig het. Ek noem kerk want Yeshua praat hier ook van 'n kerk. Maar dit is 'n innerlike kerk of 'n innerlike gemeente. Dit het nie mure en is nie van boumateriaal gebou nie. Dit is jou eie tempel. Dis waar hy die kerk kom oprig het, in elkeen van ons. Want in elkeen van ons is 'n vonkie van sy gees, wat nou moet ontwaak, en die siel moet dan daai geestelike vonk wat in hom is, moet die siel nader trek, moet een word daarmee, sodat die siel kan ontbrand in liefde, soos wat hierdie dogter nou besig is om met haar te gebeur. Maar Yeshua sien haar liefde en hy trek haar nader. En alle kerke vandag het nie meer hierdie basisnorm, is nie meer vir hulle die kern van hulle bestaan nie. Daar het allerhande ander dinge ingesluip in die tyd toe hulle die formele kerksysteem, wat is nou al amper 2000 jaar, sê maar 1800 jaar omtrent, wat die formele kerke in die mensdom groot aansien gekry het. En die mense nou via priesters en dominees en pastore dink hulle moet die godheid vereer. En het hulle ook 'n vreeslike vrees vir hierdie God, vir ons dierbare Yeshua, wie een is met die Vader. En hulle word gedurig voor oë gehou dat hierdie God gaan jou trap en vernietig as jy uit jou spoor uitgaan. Ek het nou so onlangs 'n paar van hierdie, ja, ons weet nou maar dit is sinneloos, maar kleerlingpredikante gehoor. Hier, ek het nog nooit gehoor dat 'n ou so kan skree nie. Die arme lidmate is bevange en bevrees. En selfs in die Israeliet geleedere in ons land, waar mense hulle identiteit herken het en nou in gemeentes saamkom, word hierdie groot verskriklike God wat van Sinaï af bulder en weerlig en donder op ons kan afgooi, hy word verkondig. En ek het nou onlangs weer met hulle te doen gehad. En vir hulle dink hulle as hulle al die rituele van die Ou Testament baie nougeset nakom, wat basies nie, hulle nie in staat is om te doen volkome nie, want jy moet, as jy die wet wil hou, moet jy al 613 wette hou. En dis onmoontlik. Niemand kan dit doen. Maar as jy die liefde in jou hart vir Yeshua het, Vader, en vir jou naaste, dan oortree jy geen wet nie. Want jou hart sal nie toelaat dat jy die wet oortree nie. Eenvoudige voorbeeld, daar is 'n wet wat sê jy mag nie jou grense oorskry nie. Nou dadelik dink ons daaraan, en dit het baie in die verlede gebeur in ons volk, ouens skuif die grensdrade. Dan is die grensdrade in jou grond. Dit mag nie gebeur nie. Maar daar is allerhande ander grense wat ons nie mag skuif nie. 'n eenvoudige grens is, as ek by my vriend en sy vrou kuier, ek en my vrou, dan maak jy nie oogies vir daai vrou agter haar man se rug nie. Want dis 'n grens wat jy oorskry. Wanneer jy by ander mense met kinders is, sorg jy dat jy nooit alleen met 'n dogtertjie in 'n kamer is as jy 'n man is nie. Want dit is 'n grens wat jy oorskry. Al doen jy niks. Ons weet dit is grense. En ons as blankes, as boere van die boerevolk,
het 'n stel grense waarmee ons groot geword het. En ander nasies het nie daai grense nie. En baie van ons mense wat nou al so lank tussen hierdie ander heidense nasies bly, het ook nie meer grense nie. En hulle het net so verval onder hulle. Ek noem hierdie goed, want die liefde vir Vader en die naaste laat jou alle wette nakom. Want jy weet, jy gaan nie jou naaste seermaak nie. Wat jy aan hom doen, wil jy graag aan jouself gedoen hê. Dit is hoe dit maar werk. Nou ja, ons gaan nou verder oor hoe die uitleg van Matthäus, die opskrif nou is, het ek hierdie hoofstuk klaar gelees? Ja, oké. Hoofstuk 90 is die ontstaan en verklaring van die Griekse gode name. Dis iets wat ek nie geweet het nie, en gedink het is baie interessant om dit vandag ook hier na die tafel toe te bring. Waar kom hierdie klomp gode vandaan? Hierdie mystieke gode wat volgens oorleweringe een of ander tyd gelewe het, wat natuurlik nie waar is nie, ons gaan aan. Sodat jy weet waar jou gode vandaan kom, en waarom hulle op sigself glad niks voorstel nie, sê ek vir jou in die naam van die Meester, wat hier te midde van ons is, dat dit nou slegs leë en vir julle betekenislose name is. Hier dui hulle egter op kenmerkende eienskappe van die een alleen ware Elohim, wie se gees tans in al sy rykdom heers, in hierdie Meester wat nou voor julle staan. So wat hy sê, daar is eienskappe van die ware God, wat toe as gode vereer geword het. Hulle het toe 'n beeld gebou vir die ding. En jy kry dit veral in Egipte, is daar 'n tempel. Die tempel se naam is Jabu-Simbel. En jy kan klaar hoor, ja, vir Jahwe is daar teenwoordig. Maar hy het massiewe groot beelde in. Heel wat sale, ek dink 3 sale met 7 verskillende massale beelde. Hierdie hele tempel is, hier in die vroeë 1900s is dit geskuif, weg van die Nylrivier af, want hy was naby aan die Nyl gebou, en hulle het toe die Aswan-dam gebou, en hierdie hele tempel sou onder water geraak het. Toe het hulle met groot konstruksiespanne gekom en daai tempel geskuif en weer herbou. En elke een van daai eienskappe van daai, of name van daai beelde, is vernoem of verwant aan die 7 geeste wat ons daar op die muur het. Die 7 eienskappe van Elohim, Vader Jahwe. En hier is dit nou dieselfde, maar dit het nou in die Griekse geskiedenis ontstaan. Ons gaan aan. Zeus, met 'n C, is die aanduiding wat ten tye van die aardsvaders altyd vir 'n gegewe wet gebruik was, wat afkomstig was van die gees van Elohim, wat in die harte van die vaders binne gestroom het, en beteken soveel soos, die Vader wil dit, want met CE of ook wel ZE, wat het later Zeus geword het, dui mens die begrip aan, van die vaste, onwrikbare wil, en met US, of liewers IOZ, of OIZA, OZA, die begrip van die altyd skepende, en alles regerende Vader in die hemel. Dit is wat die woord Zeus eintlik van oorsprong beteken. Jupiter, of liewer Jupiter, is ook so 'n begrip, waarmee die ou vadere vir die nageslag 'n ooreenkomstige houer uitgebeeld het, ter opname van die liefde en die wysheid van Elohim. Want Jupiter beteken soveel soos
Die U, die teken wat die lyn skets van die omtrek van 'n oop hart, is die ware lewenskelk. Want pit beteken drink. Pitas is iemand wat drink. En pitar, of ook wel pitara, 'n gewyde houer om uit te drink. En pizza, ook wel piuzza, 'n gewone drinkglas. Nou Jupiter was een van die gode wat hulle aanbid het, dis hoekom daai een planeet in die hier in ons sterrestelsel ook Jupiter genoem word. Soos wat julle Zeus of Jupiter, maar net 'n naam sonder betekenis vir julle is, omdat julle geen kennis het van die oorspronklike betekenis van hierdie benaming nie. Ewenso en dikwels nog niks seggender en sodoende nog meer betekenisloos is die leername van al julle ander gode en godinne. Byvoorbeeld julle Venus of Aphrodite, nee, seker hoe jy moet. Nou, Venus word altyd met die vroulike verbind en Aphrodite ook, dit is met die vroulike gode. Wat by julle 'n godin van die vroulike skoonheid is, dui volgens die baie betekenisvolle begrippe van die ou vadere wel op 'n baie mooi vroue persoon, maar dit was bepaald nie in haar geestelike voordeel nie. Want die ervaring het ook die oudstes al geleer dat, op enkele uitsonderinge na, 'n baie mooi vrou, meestal dom is, en wat kennis betref nie baie besit het nie. Omdat sy ydel is, en altyd besig is met die bewondering van haar eie skoonheid, en daarom weinig tyd vind, om ander nuttige kennis te verwerf. Daarom het die ou vader so vroulike skoonheid, 'n egte Venus genoem, ook wel Venus, wat so ongeveer beteken, sy weet niks, of sy ken niks. Nou ja, in die moderne tyd het ons baie met hierdie Venus tipes te doen. Ek dink daar was self 'n orkes van 'n klomp vrouens wat Venus genoem is. As hulle nou geweet het wat dit werklik beteken, sou hulle daai naam nie gebruik het nie. Maar dit is vir hierdie vrouens wat net alles op fokus op hulle self. Hoeveel make-up hulle opsit, hoe naak hulle bo en hoe naak hulle onder kan wees, en hoe hulle mans kan verlei en mislei. Nou deesdae is hulle ook nou in die lesbiese stories ook betrek. So dit is wat hierdie Venus beteken. Sy weet niks, of sy ken niks. Die uitdrukking Aphrodite beteken byna dieselfde as sy weet niks. As ergens Aphrodite staan, dan beteken dit soveel soos die reine goddelike wysheid baar, en slou rou dit die menslike wysheid baar. Aphrodite beteken egter die aardse domheid baar, en Aphrodite beteken dan so iets soos 'n mooi opgesmikte vrou, wat altyd domhede baar, omdat sy meestal self dom is. Ek het al die naam Aphrodite gehoor, maar ek weet nie in die moderne tyd waar mense dit baie kry nie. Weet een van julle? Ja, is maar net in hierdie Griekse literatuur. Ja, en hulle het hierdie gode aanbid, hoor, hierdie dom, sy weet niks nie, en hierdie domheer, een wat domhede baar. En hoe dom moet jy wees om dit om sulke goed aan te bid? Te aanbid bedoel ek. Daar kan Aphrodite was 'n verleidster. Ja. Ja. Ja, dis reg. En sy is uit die see uitgebore. O, okay, dankie. Vee was by die oudstes altyd die teken vir 'n vat of 'n houe. As daar nou 'n gewyde oë voor die vee staan, waarby hierdie oë die omtrek van die son en ooreenkomstig dan ook Elohim in sy oerlig voorstel, dan beteken die vee die opname van die lig van die wysheid. Staan daar egter 'n A
waarmee die oudstes alles wat geheel en al aards was aangee, voor die veer, dan beteken hierdie vatteken die opname van die nuttelose aardse domheid. Rodit beteken egter baar, en afrodit beteken dus niks anders as die domheid baar. Sê my eers of die eintlike wese van jou gode nie nou vir jou langsamerhand begin duidelik word nie. Die gesigte van Koran en Helena begin baie opklaar, en Helena het nou geen angs meer in haar liefde vir my Yeshua nie. Toe sê Koran vir Mathael, vriend, jou wysheid is groot, wat maak jy nou met so min woorde by my, wat jy nou met so min woorde by my teweeggebring het, sou aan alle skole van Egipte, Griekeland en Persië in geen 100 jaar geslaag het nie. Jy het nou met een veeg alle gode van Egipteland, Griekeland en Persië uitgewis, behalwe die een onbekende God, wat ek egter, soos dit vir my nou steeds duideliker word, hier gevind het, en hopelik nog altyd meer en meer sal vind. Kortom, jy is vir my nou 'n man, wat met geen goud te betaal is nie. Voorlopig dank ek jou as mens en vriend, uit my hele hart, al die ander sal ook nog volg. Ook Helena dank Mathael vir hierdie wyse les. En nou wil ek hierdie kennis wat ons nou hier ingekry, betrek op die Bybel. Toe hulle in 323 na Messia, na Christus, by mekaar kom, en Constantijn sê, julle moet nou 'n geestelike geskrif by mekaar sit, wat ons al die priesters kan voorgee, en hulle moet die hele volk, van die hele Romeinse ryk, moet hulle nou hierdie beginsels oordra, en die mense moet daar volgens leef. En hy het in die Christelike godsdienst gesien, want hy het dit bestudeer, dat hier die maklikste manier gaan wees, om mense onder sy beheer te kry. Makliker as die heidense afgodedom, of daai tyd Islam het nog nie bestaan nie, of die Judeese geloof, wat ook nog van Jerusalem af versprei het na Rome toe. En toe het hy opdrag gegee dat hulle die Bybel moet saamstel. Dis wat die woord Bybel beteken, is in Grieks biblios, en dit beteken 'n versameling boeke. Dis al wat dit beteken. Maar hy het geweet dat die heidene baie moeilik aan hierdie goed gaan byt. Toe het hy die name wat in die Bybel is, die oorspronklike Hebreëse goddelike name, wat Karen nou die dag vir julle verduidelik het hulle vervang met hierdie afgode name. Want hulle het geweet dat as die mense van daai tyd sal die boek aanneem as hulle bekende gode daarin voorkom. Nou watter bekende gode is daar? Die een is Hera, of wat nou toe later Here geword het. Die ander ene is God, G-O-T-T, wat God geword het. God is 'n God wat die Grieke en die Romeine aanbid het, wat dobbelary voorstel. So die dobbelgod se naam is God. En dan die belangrike een wat hulle moes vernietig, Yeshua se naam, of in Hebreëus Yahweh-Shua. Yeshua is Aramees, wat ook aanvaarbaar is. Het hulle Zeus genoem, wat later Isus geword het in die Grieks en later Jesus geword het. Dit is hoe daai name in die van die mitologiese gode in die Bybel ingekom het. Die woord Messias of Mashiach in Hebreëus, wat gesalfde beteken, is vervang met 'n ander afgodsnaam, Christos of Christus.
Dit was ook 'n afgod wat aanbid was vir hulle. Ek kan nie onthou wat hulle voorgestaan het en wat die goed was nie. En so het hulle ook die heidense feeste ingevoer. Want die heidene van daai tyd het al vir meer as 1000 jaar, van Nimrod se tyd af, het hulle die Kersboom fees gevier. Want Nimrod se vrou, Astarte, wat is haar ander naam? Ishtar. Wat, jy kan hoor Easter. Sy het gesê dat Nimrod gereïnkarneer word in elke mens se huis, as hulle 'n afgekapte denneboom daar neersit, en het vol blinkgoedjies hang. En dis waar die Kersfees vandaan gekom het. En die Easter fees het hulle gehou, maar onthou in Europa, is hierdie feeste nie so mak gehou soos nou by ons nie. Gaan gerus op Google en sit net die ding, The Origins of Christmas and the Origins of Easter. Dan sien jy wreedaardig demonies aangetrekte mans wat deur die strate loop en klein kindertjies optel en hulle slag en offer vir Baal. Vir die Here, want Here beteken Baal. Dis een van die goed wat ons nou weet. So al hierdie goed is ingebring in die Christelike godsdiens in. En ons nou aan die eindtyd moet ons self suiwer van daai heidense gebruike. En dit is hoekom die woord sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap het met die pla wat oor haar gaan kom nie. En dit beteken gaan uit alle kerke uit, veral die Rooms-Katholieke kerk en dan ook haar dogters. Want die Rooms-Katholieke kerk is die groot hoer wat op die water sit, wat op die dier ry, maar sy het ook dogters. En die dogters is die kerke wat ons hier ken, die gereformeerde kerke, en ook die charismatiese kerke wat weer uit hulle uit voortgekom het. Daar is net een plek waar ons moet wees, en dis in ons hart, moet ons Vader lief hê in Yeshua, want hulle is een. En as jy hom lief het, wil jy hom nie teleurstel nie, dan sal jy ook doen wat reg is. Dit is wat nou hierdie name se ontleding vir my dan ook gebring het by al die ander dinge wat hulle nou later gedoen het, lank nadat hierdie ou die verduideliking vir Korang gegee het. Want onthou, hierdie verduideliking is 2000 jaar gelede, is dit in Yeshua se teenwoordigheid gegee. Baie dankie. Dankie.